Hartlike goeiemôre, dit is 'n goeie dag vandag, nê? Wat se dag is hierdie? Dis petroldag, nê? Maak seker my boetie en sussie, jy kry jou petrol. Ek sê dit elke week. Nêrens in God se woord staan daar enige iets van hier in Genesis tot by Openbaring dat daar iets staan van 'n krywan nie. Die Here gaan my en jou nie rondstoot nie. Hy het gesê volg my. En wat is my en jou opdrag? Dit is om hom te volg in gees en in waarheid. En as God se woord sê, moenie die onderlinge byeenkomste nalat nie, dan bedoel die Here dit. Anderste kan ons met daai blaaie die Bybel uitskeer, dan is dit nie van toepassing nie. Ons moet nie hierdie goedes nalat nie. Maar kom maak seker jy kry jou petrol daar by 'n biduur, by 'n sel meeting. Maak seker jy word gevoed. Dit help jou om die res van die week deur te dra. Amen. Lekker man. Dit is God se woord. Dit is God se tyd. Kom ons spandeer dit en ons gee dit vir die Here toekom. Halleluja. En vandag gaan ons bietjie praat oor geloof in Jesus. God se woord sê vir ons dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof gaan ek en jy dit nie maak nie. Hy sê ook, hy wat glo sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, is reeds veroordeel. So, glo jy in Jesus Christus? Glo jy in God die Vader? Glo jy in Heilige Gees? Hoekom is ek en jy dan ongehoorsaam? Ons doen nie wat God se woord vir ons sê nie. Hoor wat sê God se woord vir ons hierso in 1 Johannes 5. Hy sê die geloof in Jesus en die gevolge daarvan. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. En die gebooie van die Here is nie swaar nie. In die Ou Testament het hy vir ons neergesit. Daar's net 10 van hulle. In die Nuwe Testament, dan kom en hy sê, al wat jy moet doen is, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, verstand en alles wat saam gaan, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En wanneer ek en jy hierdie twee doen, wat saam is, dan sal ek en jy nie steel nie, dan sal ons nie moord pleeg nie, dan sal ons nie 'n afgodediens doen nie, ons sal nie iemand anders se goed begeer nie, dan kom al hierdie goed in plek. Gehoorsaamheid en geloof, dit is wat ons nodig het. Hy sê verder vir ons, verse 4, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is? Wow, het jy al iets oorwin in jou lewe? Dan voel jy miskien, ja, jy's nie 'n oorwinnaar nie. Glo, en die woord sê jy's 'n oorwinnaar. Dan glo jy al hierdie ander goedjies wat rondom het gaan, maar jy moet geloof hê in Jesus Christus. Glo dat God die Vader het Jesus aarde toe gestuur. Glo dat Jesus het op die kruis gesterwe vir my sondes. Glo dat die Here het opgestaan uit die dode, waar God gekom het en hy het hom uitgewek uit die dode uit. Glo hierdie goed. En die woord sê jy sal gered word. Halleluja. Hy sê in verse 7, want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie 3 is een. Hy sê verder, en daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees, die water en die bloed. En hierdie 3 is eenstemmig. As ons die getuienis van hierdie mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God, wat hy aangaande sy seun getuig het. My boetie en sussie, ek en jy moet hierdie goed glo. God se woord is die waarheid. As ek en jy by hierdie woord begin twyfel, dan twyfel ons in ons geloof. En dan is dit 'n probleem. Ons kyk nou die dag 'n videoklip van 'n man. Hy noem die Bybelverse so op, een na die ander. En op die einde van die dag sê hy, daar's nie 'n God nie. Want hulle doen beter dinge as die Here. Hy kan groot goed. God kon net tot op 'n stadium iets gedoen het. Ons is nou al beter as God. Ons doen beter dinge. Ons het dit verder gevat. Gevaarlike grond om op te gaan. God is almagtig. God is groot. Glo dit, leef dit, bely dit. Halleluja. Hy sê vir ons verder hierso, verse 12. Hy wat die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo
in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Glo. En dit is al wat ek en jy hoef te doen. Ons glo in Jesus Christus. Ons glo God het hom uit die dode uit opgewek. Ons glo Jesus het aan die kruis gesterwe sodat ek in oorwinning kan staan. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader. Here, baie dankie vir geloof. Ja, Here, baie mense glo, maar ek glo op my manier, ek dien die Here op my manier, maar Here, daar's net een manier. God die Vader, Seun Jesus Christus, Heilige Gees. Here, kom en kom verander ons gedagtes, ons weë na U weë. Wat is U weë vir ons? Wat is U wil vir my vandag in hierdie dag? Here, seën ons, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie. Nou wat ek altyd sê, nie, alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik. As dit nie God verheerlik nie, draai om, moet dit nie doen nie. God bless.